Ons gaan daai teks te lees in Handelinge hoofstuk 1 en die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, is nou Lukas wat praat, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie ook na sy lyde, om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stil na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berge wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, en Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon die ywerhaar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig volhard in die gebed en smeking en saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Het is interessant dat Jesus so baie volgelinge gehad het, maar hy was net 11 saam met hom. Net 11 wat saam met hom was by daai ontsaglike groot geleentheid. So Jesus het nie baie volgelinge gehad, en as mens kyk na wat daarna gebeur het, het daar 'n basiese ontploffing plaasgevind toe die evangelie uitgaan deur die disippels. En dis wat hy wil hê ons moet ook doen. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie praat oor hierdie saak, sy stryd, sy hemelvaart en sy wederkoms. Dis nou iets anders vanmôre, maar luister maar mooi, want ons het 'n boodskap wat moet uitgaan en wat ons moet toepas in ons eie harte en lewens. Dis vir ons bedoel wat hy is, anders het die Here dit nou miskien nie raak gevat nie, maar ons is hier en ons moet dit hoor, en die daar buite. Die eerste ding is dat Jesus besoek hierdie aarde, en toe hy hierdie aarde besoek, verlaat hy die heerlikheid van God. Nou ons leef in die dimensie van ruimte en tyd, maar hy was 33 jaar op die aarde, vir ons. Maar by God is daar nie ruimte en tyd nie. Die Bybel sê een dag is soos 1000 jaar by God. So wat het Jesus beleef van sy verlating van die hemel? Ons sien 33 jaar, maar is nie anders by hom nie. Dit was nie maklik nie. So dink daaraan, watter tyd was dit in die ewigheid wat hy die heerlikheid van God verlaat het. Filippense 2 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het geweet wat hy kom doen, hy het geweet wat gaan gebeur, maar hy sê, ek wil nie daar by die Vader bly nie, hy kan my beskerm en hy kan sy werk voortsit en ons almal saam nie. Hy het dit geen roof geag, sê die Bybel, om aan God gelyk te wees en daar te bly nie. Met ander woorde, as hy gebly het, het sy godheid geen afname gehad vir die tyd wat hy op aarde sou wees nie. Maar goed, hy betree die sterflike dimensie. Hy verlaat sy heerlikheid daar
En soos ek sê, ons kan dit nie bepaal en bereken in kwessie van ruimte en tyd nie, want hy bestaan nie in ruimte en tyd nie. God het nie tyd nie. Maar hy betree die sterflike dimensie vir 33 jaar en Hebreërs 10 sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, U het vir my 'n liggaam berei. Dis 'n verskriklike, wonderlike uitspraak as ons na die verbond kyk en so aan die plan van God, dat die Vader vir hom 'n liggaam berei het. En hierdie liggaam was 'n geskenk van die Vader waarin hy sou bly vir 33 jaar. En dan sal hy liggaam seergemaak word deur die dood. Maar hy staan toe weer op. Maar verder bring hy vir ons die ewige saligheid. Hy het gekom en ons is die persone wat baat vind by sy koms. Hy het niks verloor nie, hy het niks gewen nie, behalwe die skare wat hy agterna sou sien, wat hom versadig het in sy siel, dat hy na kroos sien, soos Jesaja 53 sê, en daardeur gaan hy versadig word en getroos word. Maar hy bring die ewige saligheid vir ons. In Hebreërs 5 sê, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So, hy verlaat die ewigheid, hy kom na die tydelike dimensie, en hy bring die ewigheid na ons toe. Niemand sal ooit die ewigheid kon ingaan in die regte manier, as 'n verloste mens sonder Jesus nie. So hy bring die ewigheid, die ewige saligheid vir ons. Wat 'n ontsaglike verandering het dit nie op die aarde gebring, toe hy hierdie saligheid hiernatoe bring, en sê, die wat dit wil hê, hier is dit vry en verniet. So, dis 'n wonderlike heiland wat ons aanbid, toe hy die aarde besoek. Maar, wat hy nog vir ons gebring het, is die swaard. Dit kyk mense mis. Ongelukkig kyk die kerk dit totaal en al mis. Want hulle wil 'n koning hê, die Jode wil 'n koning gehad het, ons wil 'n verlosser hê wat alles regmaak, dat ons sukkel nie, dit met ons beskerm en al daai dinge, maar wat doen hy? Waarmee kom hy aarde toe? Met die ewige saligheid, maar aan die ander kant, in 'n ander dimensie sê hy bring 'n swaard. John Eldridge sê, the birth of Christ was an act of war, an invasion. Dis een van die mooiste uitsprake wat ek nog gehoor het. Maar wat sê hy? Matteus 10 sê hy vir sy disippels, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Jesus bring 'n swaard hiernatoe. Die mense wil 'n ruiter op 'n wit perd hê wat kom koning speel en op die troon sit en hulle regeer en hulle gee wat hulle wil hê en wat hulle nodig het. Hy sê, ek het nie gekom om dit te bring nie, ek het die swaard gebring. En wat beteken dit? Dit sal ons moet sien. Maar ongelukkig is daar so min geestelike leiers wat dit verstaan. Regtig, baie regtig. Ons kry baie mense te doen, oor die wêreld heen. Luister mense, kyk na dinge. Maar wie praat ooit van hierdie swaard wat hy gebring het? Wat moet ons daarmee doen? Dis die vraag. The birth of Christ was an act of war, 'n invasion, 'n inval. En hy kom met 'n swaard. En wat is die betekenis van die swaard? So, hy ly in Getsemane, hy sterf en staan op uit die dood. En 1 Korintiërs 15 sê, want in die eerste plek het ek van julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En hy voltooi sy aardse stryd, toe hy op die Olyfberg staan en losraak van die aardse gravitasie en teruggaan na die Vader. Dis in kort. Hy het sy stryd voltooi, hy het die swaard gebring, en wat nou? Daar gaan hy weg. Wat moet ons doen? Hy het die ewige saligheid gebring, waarom almal deel kan hê, wat ons moet verkondig, en op die einde sê hy, net voor hy opvaar, Matteus 28 vers 19, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. En hier in Handelinge 1 vers 8 sê hy vir sy disippels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, tot aan die einde van die aarde. So, sy stryd, en toe kom Paulus en hy sê, Jesus het die swaard nie weggevat nie, hy het hom vir ons gelos.
En in Efesiërs 6 word ons geleer dat daar 'n swaard is waarmee ons die stryd moet voortsit wat Jesus gebring het, die swaard van die Gees. En helaas, soos ek nou nog gesê het, is daar so min predikante wat dit verstaan en wat dit preek en wat dit toepas. Geestelike stryd is daai kant, ons moet dit vermy. Ons moet lekker lewe. Ons moet net lekker wees, is al. So, kom ons kom terug na Jesus toe. Wat doen hy nou? Die Bybel sê hy het opgevaar en hy gaan plek berei. Wat 'n wonderlike belofte. Ek gaan, en as ek gaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die woord sodat bring alles bymekaar. Hy sê ek gaan plek berei, sodat julle kan kom waar ek is en wees waar ek is. Mense moet op hierdie dag eintlik die hoëpriesterlike gebed van Johannes 17 bestudeer, om te sien wat is die wonders van Jesus nou in die hemel. Tweedens bedien hy die priester aan vir ons. Hy het ons nie vergeet nie. Die Bybel sê hy ken elkeen van ons en hy is besig met elkeen van ons. Hoe swak ons is, hoe negatief ons is, hoe armsalig ons is, wat ons ook al wil wees. Hy bedien die priester aan vir ons, vir elkeen van ons. En Romeine 8 sê, Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Moenie met jou behoeftes en jou stryd self loop nie. Dan verwerp jy wat Jesus gebring het. Gee dit vir hom, en vat sy swaard en veg verder. Dis wat hy bedoel het. Moenie sit en suffer met jouself nie. Moenie lyding toelaat in jou lewe nie. Beveg dit. Beveg sonde, wat so maklik in ons lewe inkom op baie maniere. Baie mense dink om te sondig is net om te moer en te vloek en te skree en te drink en te rook en daai. Daar is baie dieper sondes as dit. Baie goed wat baie dieper gaan as dit. Ek gaan nie nou oor praat nie, as ons vanmôre bly wees. Maar op hierdie stadium is Jesus nog steeds besig met sy eie swaard. Hy beveg sy vyande. In Korintiërs 15 sê, die Vader is besig om alles aan hom te onderwerp en onder sy voete sy vyande te stel. So daar is nog stryd. Ons weet daar is baie stryd daarbo in die onsigbare. Openbaring 12 praat van die oorlog in die hemel en hy is betrokke daarbij. Maar Jesus is besig met sy swaard om die stryd te stry en om die vyande van die hele dimensie aan hom te onderwerp. So hy sit nie daar en lekker kry in die hemel nie. Hy is besig met stryd. Hy is besig om te veg. Daar is groot magte waarteen hy veg. Ons lees die Bybel nie altyd mooi nie. Ons besef nie altyd wat sê die Bybel vir ons nie. Daar is groot magte wat hy nie met die naam noem nie. Ek sal eendag 'n bietjie daarop ingaan en dan gaan jy sien wat is daarbo in die gang. Maar Daniël sê, wat gaan gebeur? Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dis maar waarmee hy nou besig is, om dit alles in plek te kry en af te handel. En dan is hierdie sessie verby. Wat gebeur dan? As Jesus weer kom. Die disippels staan daar, hulle kyk, hulle sien, daar gaan hy, wat van ons? En die Galileese manne, 2 engele kom, of die engele kom en sê vir hulle Galileese manne, wat kyk julle? Julle het werk om te doen. Moenie staan en kyk na die hemel nie, want hy gaan weer kom. So, by daai geleentheid toe hy wegvaar, kom die belofte en die bevestiging dat hy terugkom. Hulle moes dit vir hulle sê, anders het daai klomp seker weghardloop en gaan soek na werk en so later wel gedoen het. Maar as Jesus weer kom, dan kom hy weer met 'n swaard. Ongelukkig
het ons met 'n heiland te doen wat beklei, wat veg. Hy kom terug met 'n swaard. Hy het hier gekom met 'n swaard, in stryd begin, en die swaard aan sy disippels, die ware kinders van God wat omgee, het hy die swaard gegee, die swaard van die Gees, Efesiërs 6. En hy gaan terug en hy veg steeds, hy is steeds besig met sy geveg met swaarde. En nou kom hy terug en hy bring weer 'n swaard, hy kom met 'n swaard terug aarde toe. As die kerk dit verstaan het, sou die wêreld anders gewees het, totaal. Ons kan gaan kyk na die voorbeeld van die moslems, hoe hulle effektief die wêreld oorneem, al is dit 'n sataniese godsdiens, neem hulle die wêreld effektief oor, omdat hulle glo dat daai leier wat hulle aanbid, het vir hulle opdragte gegee, hulle sal nie keer voordat of ophou voordat die wêreld hulle sin is nie. Maar goed, die mees verwaarloosde deel van die Christendom is die werklikheid van geestelike vegtings of geestelike oorlogvoering met die swaard van die Heilige Gees. Hy het vir ons die Gees gestuur en die Heilige Gees bring 'n swaard. Hy noem dit die swaard van die Gees in Efesiërs 6. En hoekom gebruik ons hom nie? So, terwyl Jesus besig of weg is ons veronderstel om soos Paulus die stryd te stry. Hoekom sê Paulus daar in 2 Timoteus 4, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, hy het gewen, hy het die swaard gebruik, en hy het oorwin. Hy sê nie ek het die evangelie verkondig nie, hy sê ek het die goeie stryd gestry, en dis die evangelie. Dis die manier hoe die evangelie verkondig word, dus deur stryd. En ons het die swaard van God nodig. As Jesus weer kom hy weer met 'n swaard. Openbaring 1 vers 16 sê, in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp 2-snydende swaard het hy sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Hier is hy weer met sy swaard. Maar hierdie keer kom het uit sy mond uit. En hy oorwin en hy verslaan die werklike laaste vyand op die aarde, die anti-kris en sy magte, met die swaard van sy mond. Dis wat hy gesê het. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Wanneer die swaard sy werk gedoen het, sal daar vrede wees. As die swaard sy werk gedoen het in ons bediening, is daar vrede, want dan kom mense tot bekering, mense se harte en lewens verander, want die swaard verander hulle, die swaard van die Gees by ons. Maar hier is hy nou in sy oordeel, en kom daar hy swaard uit sy mond. Openbaring 19, toe hy verskyn op die wit perd syn, uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van die almagtige God. So daar is stryd en ons moet nie vlug vir die stryd nie, ons moet toetree. Hebreërs 12 vers 4 sê hy aan sy gemeente, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Dis 'n geveg. Ons kan nie sit en lekker kry op die aarde nie, veral nie ons hier in die eindtyd nie. Ons moet veg. Ons moet die swaard gebruik. Die evangelie is 'n swaard. Dis 'n swaard dat mense se lewens verander. So bestudeer dit asseblief. Nou is ons klaar. En ek sê weer, ons het gesê in die begin, the birth of Christ was invasion. Dit was 'n oorlog. Nou sê ek, the return of Christ is also an act of war, an invasion. Hy kom om oorlog te voer. Hy gaan 'n geweldige klomp oorloë voer, en dan gaan hy op die troon sit. Maar daarna gaan die oorlog voort, Openbaring 21, waar die Satan weer losgelaat word en terugkom om te veg. En Jesus is nog altyd besig met stryd. So ons moet dit onsself ook indring in ons harte in, dat ons moenie die godsdienst en die Christendom as 'n
lekker lewe beskou nie. Die lekker kom op ander maniere en op deur ander dinge. Nie deur te sit en te hoop ek kry meer geld of ek meer dit of meer dat nie. The return of Christ is also an act of war and invasion. So mag die Here ons genade gee om terwyl hy besig is om ons daarbo te seën, van plek te berei, sy vyand en ons vyand aan hom te onderwerp, dat ons hier van diskant af ook die stryd sal stry, sodat hy bly kan wees oor ons as hy terugkom. Oor wie gaan die Here bly wees? Oor hulle wat die evangelie bevorder het. Want in Matteus 10 sê hy, as julle skaam vir my voor die mense, sal ek myself skaam voor die Vader ten opsigte van julle. Dis maar net dit, ons moet nie ons skaam of bang wees om die swaard te gebruik nie, want anders gaan ons in skande kom. By die regterstoel sê hy, die mense wat met hout, hooi en stoppels hulle geestelike lewe bou, se werke gaan verbrand word. Maar die wat met goud, kosbare stene en silwer bou, hulle geestelike lewe, dit sal bly staan as ons voor hom verskyn. So mag die Here ons genade gee. Amen.